Ons het geliefdes net 'n paar algemene afkondigings vir die aanvang van die diens. Kollekte vandag in die kerk is vir diens van barmhartigheid en by die deure na die diens is dit vir die toesoufonds, dit is vir emeriti. Volgende week sal dit ook wees vir diens van barmhartigheid en vir die instituut van Christelike onderwys. Daar is nie katekisasie na die diens nie, katekisasie sal eers weer die 14 Julie begin na afloop van die skoolvakansie. In terme van lief en leed, ons graag hê, die volgende persone in julle gebede, Roger Du Plessis, Adrien de Beer, Debbie Du Plessis en Louise van Vieren. Dan herinner ek julle graag aan Jesusweek, wat van die 1ste tot die 5de Julie sal plaasvind, en baie dankie en baie sterkte veral in die gemeente wat 'n hand by gaan sit daar, spesifiek Koos, Ida, Anna, en as ek dalk 'n naam of twee vergeet het, baie dankie aan julle. Dan noem ek maar net dat die spoeltjie projek eindig die 30ste Junie, en dan is ons bly om af te kondig, Cherise Kleinmans en Martin Miller is ja, hulle is beroep tot die aand van diaken, maar dit is dan eers die approbasieperiode, so hier is dan die heel eerste Sondag wat dit afgekondig word, dit is afgekondig word vir 3 Sondae, en daarna as daar geen rede is nie, om hulle nie in die aand te beklee nie, dan sal hulle as diakens ontvorm word daarna. Dan ook met bewys van lidmaatskap aangekom vanuit die gereformeerde kerk Oberholzer, broer Petrus Albertus van Heelen en sy seun Petrus Albertus van Heelen. Dankie. Ekskuus, en Hanna wil ook net gou spreek met die oor die susters. Môre almal, ek hoop eintlik het met die susters vanoggend, die broers kan maar laat slaap Sondag. Julle sal gesien het, daar is 'n uitnodiging gewees aan al die susters om Saterdag by Grasdak 'n koffie en tee drink oggend by te woon. Die idee daar agter is om die susters weer op die been te kry. Ek dink ons almal het agtergekom dat met die ontbinding van die susters het ons susters maar redelik skade gekry. Ons het voeling verloor met wat in ons medesusters se lewens aangaan en hoe dit in almal se huise gaan. So die idee agter is om die susters weer op die been te kry. Vir julle wat dink dit gaan nou baie vervelende oggend wees, ek beloof julle dit gaan nie. Kom kuier saam met ons en kom gee jou insette oor hoe jy wil hê die susters moet wees en wat jy van die susters verwag. Jy kan vir Yvonne of vir Janine laat weet teen Dinsdag die 25ste. Net dat weet of jy dit gaan bywoon. Dit is 10:00 Saterdagoggend by Grasdak, kom kuier asseblief saam. Saterdag. Vir die susters wat nie vervoer het nie, of die wat nie saam wil ry nie, asseblief laat weet ook vir Yvonne, ek is seker daarvan ons sal 'n plan kan maak om jou daar te kry as jy dit graag wil wees. Goeiemôre geliefde gemeente. Vanoggend gaan ons begin deur saam te sing. Ons tree in voor die Here en ons begin dit met lied 190 vers 1 en vers 3. So hoekom sê ons doen 'n intreelied? Want ons tree in voor die koning. Soos dit 'n mens op aandag sal staan wanneer daar iemand is, soos byvoorbeeld 'n president, 'n minister, wie ook al. Soos 'n mens trots het, so het ons trots, hoe ons intree voor die Here. Want hy is ons God, hy is ons koning, hy is die lewende. So ons begin weer saam te sing, lied 190, en omdat ons nou opstaan en intree voor die Here, dan sing ons, is 'n lofbesalming of 'n loflied. Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Hemels is die majesteit, heilig die geregtigheid. U wat alles onderhou, U is ewig en getrou. Ons staan dan steeds daarna en dan verklaar ons afhanklikheid van die Here. Die Here groet ons met sy seën en ons reageer op die seën, sonder dat ek dit afkondig. Terwyl ons staan,
Psalm 147 vers 1 en vers 2, waarna ons dan ons geloof saam bely. En dan antwoord ons, laat dit echo deur die samelewing en ook hierdie geskiedenis saam met medegelowiges op die geloofbelydenis met die saamsing van die 292, waarna ons dan ons plekke weer inneem. So kom ons staan en ons loof die Here vanoggend. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees,
Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons gaan nou in die verootmoedigingsdeel van die erediens in en die erediens liturgie bestaan uit 4 dele. Die ontmoeting, die verootmoediging, die woorddiens en die antwoorddiens. Ons het die ontmoeting nou gedoen waar ons die Here, die lewende God, ontmoet het. Waar ons voor hom staan het as sy volk, sy kinders. En nou verootmoedig ons onsself voor die Here en daarvoor lees ons saam die wet van die Here in Eksodus 20 vers 1 tot vers 17. Die wet kom op verskillende plekke voor in Eksodus 20, waar die eerste keer gegee word aan die volk, en die tweede keer kom dit voor in Deuteronomium, waar dit weer vir die volk gegee word, maar nou is dit 'n tweede generasie van die volk. So die mense wat eers daar was, se kinders het nou die wet gehoor in Deuteronomium. En dan sien ons uiteindelik hoe Christus in Matteus dit opsom en sê, moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. So ons sien die wet van God nie net op een plek in skrif nie, maar regdeur. En as ons dink ook aan briewe soos Paulus en waar hy praat oor die liefde, is dit ook een van die gebooie van die Here. Want uit liefde uit vir God is daar liefde ook vir ons naaste. So kom ons kyk hoe lyk dit in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is dit die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Die volgende gebod gaan nie net oor kinders nie. Dis elkeen van ons ook onderdanig aan die owerheid, onderdanig aan enige gesag wat oor ons gestel is. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook jy slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie nie. Of enigiets anders wat hom behoort. In antwoord op die wet
sing ons Psalm 119. Salig wie in hul opregtheid wandel in die Here se wet, wie hom soek van ganse harte en op sy getuienis let. Salig die wat in hul wandel nie op onregspaaie gaan, maar wil wandel op die weë in God se wet vir hul gebaan. Ons moedig mekaar ook aan hiermee, om te onthou wat die Here vir ons sê, nie net in die 10 gebooie, maar in die hele wet, in die hele skrif, wat hy vir ons gegee het, geopenbaar het, deur Christus. Ons almagtige God en Hemelse Vader. Here, dit is met groot dank dat ons vanoggend kan optrek na U huis van aanbidding toe. Dat ons saam met medegelowiges, deel van die gemeenskap van gelowiges, vanoggend hier kan wees. Here, dankie dat ons uitgespaar is deur U genade om vanoggend 'n nuwe rusdag te kan begroet. Dat ons vandag die hele dag uitsonder tot nadenke van U. Wat U vir ons gedoen het, wat U vir ons leer. Here, en dankie ook dat ons die Heilige Gees het, wat ons gedagtes rig op 'n dag soos vandag, soos elke ander Sondag, soos elke ander dag, om te fokus op U. Here, ons bid dat U vanoggend weer tot ons sal spreek. Op 'n wonderbaarlike manier weer ons harte sal aanraak. Dat ons die ywer en die liefde wat ons eens gehad het, wat dalk nou vervlou het, weer sal kry vir mekaar, vir die gemeenskap, vir die gemeente, die gemeenskap van heiliges. Here, ons is so opgewonde dat ons die woord kan oopmaak in ons eie taal, gemaklik en gerieflik kan sit, daaroor kan praat, daaroor kan dink, terwyl ons weet daar is van ons broers en susters wat nie die voorreg het nie, wat in gangetjies, in kelders moet wegkry, wat in die donkerte moet vergader om U te loof en te prys. Here, herinner ons daaraan dat dit vir ons ook 'n voorreg is om dit te kan doen. Dat ons U woord in ons taal kan lees, kan aanhoor. En dat ons dit nie net as vanselfsprekend sal aanvaar nie. Here, ons is ook dankbaar dat die woord lewend geword het en onder ons kom woon het, sodat ons eerstehands kan leer ken. Here, mag die Heilige Gees ons gedagtes nou ook nie terug tot U, dat ons alleen sal fokus op. Dat ons nie sal fokus op die koue, die pyne en skete, die kwale wat daar is, of die situasies wat vir ons daar buite leen wag. Dat ons alleen sal fokus op U en wat U van ons verwag. Dat die Heilige Gees ons bemoedig, daar waar bemoediging nodig is, vertroos waar vertroosting nodig is, en Here selfs vermaan, daar waar vermaaning nodig is, dat ons ywerig vir U kan werk,
Daarom, Here, spreek tot ons, want ons is ywerig om te hoor hoe ons diensbaar kan wees in die koninkryk. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Liefdes, ons lees vanoggend saam uit die boek van Efesiërs. As julle Bybel saambring, is julle welkom om saam te lees. Efesiërs 1 vers 3 tot 14. Efesiërs 1 vers 1 en 2 is die groet wat Paulus doen teenoor die gemeente, hoe hy gewoonlik die gemeente groet, en daarna ons van 3 tot 14 ons teks wat ons dan lees. Ons fokusvers is dan ook vers 11, ek sal vir hom, na die tyd sal ek vir ons weer herhaal, vers 11, en ek lees vir ons die 83 vertaling, en ek lees vir ons, soos ek gesê het, 'n perikoop is 'n kleiner deel van 'n groter hoofstuk, so ek lees vir ons die perikoop. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Jesus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Ons fokus vers 11. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Liefdes, ons begin vanoggend met 'n nuwe preekreeks genaamd Werklik Kerklik. Die tema van vanoggend se preek, God maak my deel van die gemeenskap van gelowiges, is ek waarlik deel in woord en in daad. Die samelewing waar binne ons vandag leef, liefdes, hoor ons baie keer mense sê, wat is die nut van kerk toe gaan? Of ek is nie betrokke by 'n denominasie. Ek is nie deel van 'n kerk nie. Ek kerk sommer by die huis. Ek kyk YouTube of ek kyk Facebook. Dis waar ek die kerk sien. Ons kan op verskillende maniere deel wees van kerk. Ek hoef nie in 'n gebou te sit nie. Wat is die nut daaraan? Hoekom moet ek in die koue en die winter uitgaan, in die kerk gaan sit op koue bank en daar kerk wees? Ek kan ons by die huis doen, terwyl ek koffie drink, warm sit, gerieflik is.
Hierdie is tipiese denke wat voortspruit en baie meer prominent is in die samelewing nadat ons die pandemie beleef het. Baie mense het gesê, maar ek sal my geloof apart en een kant beoefen. Geloof is 'n persoonlike ding. Ja, geloof is 'n persoonlike ding. Dis 'n persoonlike verhouding wat ek met die Here het. Persoonlike gesprek met God, maar dit is nie 'n individualistiese ding nie. Geloof vloei voort in die gemeenskap van gelowiges, waar ons saam die Here aanbid en dien. So ja, ek kan by die huis sit en ek kan my gebed persoonlik alleen of in my gesprek met my vrou, met my kinders alleen op ons eie doen, maar ons moet deel van die gemeenskap van gelowiges wees, om uiteindelik dit volkome te kan beleef. Maar geliefdes, dit is nie net iets wat die pandemie veroorsaak het. Dit is nie net iets wat 'n neeweffek was van bly weg van mekaar af. Dit is ook iets wat ons ongelukkig self ook gekweek het. Dis 'n tendens wat ons oor jare, sonder dat ons regtig dit besef het, gekweek het. Tendense soos ek is nie lus om op te staan van ek het die hele week vroeg opgestaan. Ek het die hele week elke oggend 5 uur opgestaan. Ek het nie krag om 7 uur op te staan om 9:30 by die diens te wees. Nog 'n effek wat ons gekweek het, is dat ek het nie nodig om kerk toe te gaan nie, want dit is ongerieflik. Daar's mense wat my seer gemaak het. Ek is nie lus om hulle te sien. Die kerk het jou nie seer gemaak nie. Daar's mense as gevolg van die sondige natuur, as gevolg van verkeerde keuses, besluite en optredes, wat seer maak. Nie die kerk nie. Nie die gemeenskap van gelowiges nie. Nog 'n gebeurtenis of nog 'n ding wat ons gekweek het oor jare, is dat die skool is nou toe. So die kerk is mos ook toe. Ons hoef die kerk toe te gaan. Daar's die kateksasie. En so leer ons ook uiteindelik ons kinders, dis oukei om by die huis te wees wanneer die vakansie daar is. Dis oukei om in die kerk toe te kom. Geliefdes, ons moet 'n gedagte hou dat as 'n ouer dit vir 'n kind leer, dan is die kans so goed dat die kind 50% minder kerk toe gaan. En daardie kind gaan uiteindelik vir jou as ouer se klein kind leer, dis ook oukei. En dan sien mense hulle net met nagmaal, doop en 'n begrafnis. En uiteindelik die volgende generasie is nie meer in die kerk betrokke nie. En dan hoor ons stellings soos ek is nie meer in 'n denominasie. Ek gaan sit nie in 'n kerkgebou nie. Die Here is waar ek gaan. Natuurlik al hierdie stellings wat ons nou gemaak het, soos die Engelsman sal sê, sweeping statements. Dit geld nie vir elkeen van ons nie. Want hier sit ons in die gemeenskap van gelowiges vandag. Ons is hier, ons is deel. Maar ons ken iemand. Of ons het al gehoor van iemand. Of ons weet van iemand wat dink dis oukei. En dit dan nog gaan verkondig. Wat sê dis reg, dis oukei om die kerk toe te gaan. So dit is nie almal wat dit doen nie. Maar die wat ons sien dit doen, moet ons ook aanspreek. Moet ons ook reg help. Ons vergeet baie maklik dat dit eintlik in God se wil is dat ons moet deel wees van die gemeenskap van gelowiges. Dit mag dalk baie onnuttig klink of dit mag dalk benullig klink, maar God het in sy raadsplan, in sy ewige besluit reeds bestem dat ek en jy moet deel wees van die gereformeerde kerk bevoldorings. Dat ons hier moet wees waar ons nou is. Kom ons verlig dit uit die teks wat ons saam gelees het. Efesiërs sien ons dat God maak my en jou deel van die gemeenskap van gelowiges, net soos hy Paulus deel gemaak het van die gemeenskap in Efese. Die brief van Efesiërs is natuurlik geskryf deur Paulus, en Paulus het ook in die gemeente gewerk, in die gemeenskap gewerk. Hy het die kerk ook gestig op sy tweede sendingsreis waar hy uit was op. Maar Paulus kon nie vir 'n baie lang tyd homself daar inburger en daar bly vir te lank nie. En daarom was hy maar net 2 jaar en 3 maande in Efese gewees.
En alhoewel Paulus nie baie diep daar of baie lank daar kon bly nie, het hy regtig diep gegaan met lering en stellings wat hy geleer het, hoe om mee te leef, hoe om gemeenskap van gelowiges te wees. Die brief was natuurlik geskryf vir die hele gemeente, maar soos wat ons ook in Handelinge 10 lees, was daar ook onderrig wat toegepas was vir die ouderlinge en die diakens wat daar was. Daar was toerusting, daar was leergeleenthede. Maar dit was nie net vir hulle nie, dit was vir die hele gemeenskap van gelowiges gewees. Elke ouderling, elke diaken, elke lidmaat. Paulus doen dit juist, hy skryf hierdie brief, want in die gemeenskap om die kerk, om die gemeente in Efese, is besig om afgode meer en meer en meer te aanbid. Hulle aanbid hulle rig pale, hulle rig beelde op vir hulle. Tempels word gebou vir hulle. Respek sal daar wees vir hierdie afgode. En Paulus wil dit eind kry. En die gemeente en die gemeenskap moet mekaar bemoedig en aanmoedig en herinner om dit nie te doen nie. Om by die ware leer te bly. Maar hoekom is Paulus so knaand hieroor? Hoekom is hy so aanhoudend daaroor? Want dit gaan oor die suiwer woordverkondiging. Dit gaan oor die waarheid wat verkondig moet word. Dit gaan oor die leer beskerm. Dit wat ons eerste geleer het by God deur Christus. Die geheimenis waarvan hy praat in hierdie teks wat ons saam gelees het, wat openbaar word aan ons. Dit moet beskerm word. Die hele gemeente, sodat almal saam in die waarheid kan leef en wees. Dus dink maar net vir 'n oomblik ook in ons eie samelewing, die verskillende afgode wat ons aanbid en dien, sonder dat ons dit eintlik besef. Selfgemaakte afgode. Een van die mees bekendste op sosiale media, Facebook. En wat is my offer vir daardie afgod? My tyd, my verhouding, my meelewe met mense in persoon. Maar nie net dit nie, wat van die geld? Die afgod wat ons gemaak het in ons samelewing vir geld. Wat is my offer aan geld? My tyd met my vrou en kinders. My oordrewe sin vir verantwoordelikheid, dat ek net meer tyd by die werk moet spandeer as by my gesin. Ons sien so mooi in vers 11. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit bestem het. Daar's 'n rede hoekom Paulus hierdie skryf. Sal 'n bietjie later dieper in die rede ingaan. Maar hy bevestig hierso dat deur Christus is ons deel gemaak, 'n volk geword. Die gemeenskap van gelowiges. En dan gaan hy verder in vers 12. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus stel, die grootheid van God prys. Dit is wat die gemeenskap van gelowiges moet doen. Dit is wat ons saam hier moet doen. Daardie waarheid wat ons gehoor het, daar wil ons hoop eers op Christus plaas, op God plaas. Moet ons beskerm, ons moet bewaar. En hoe doen ons die beste? In die gemeenskap van gelowiges, afhanklik tot God, in gebed en diensbaar. Sodat ons nie ons afhanklikheid op ander gode plaas nie. Dat ons nie ons afhanklikheid op geld plaas, veel eerder as op God wat voorsien. Paulus gaan dan verder in die volgende verse vanaf vers 13 en verder, en hy praat oor hoekom dit so belangrik is. En dit is hoekom Paulus so knaand is met die mense. Hoekom hy dit daadwerklik by hulle tuis bring. Ons ken die evangelie. Ons ken die waarheid. Verkondig dit, verdedig dit en bewaar dit. En daarom is dit so belangrik om te besef dat ons toegevoeg is tot die gemeenskap van gelowiges. En Paulus wil dit tuis bring, nie net in hierdie brief nie, maar in van sy ander briewe ook, onder andere in Romeine. Ons word toegevoeg vir die Here as gevolg van sy wil vir die kerk om sy volk te wees. Die Here het ook so beskik dat ons deel van hierdie spesifieke gemeente moet wees.
elke ouderling, elke diaken, elke diakenes, elke lidmaat. Hy het bestem dat elkeen van ons hier en nou moet lewe. Dink maar vir 'n oomblik daaraan, as ons 30 jaar of as jy 30 jaar vroeër gebore was, sou jy minder verdraagsaam wees teenoor die veranderinge in die wêreld? Wat van as jy 20 jaar later gebore is? Meer vatbaar vir die versoekings wat daar is, losbandigheid, homoseksualiteit, dronkenskap, mynheid, egbreek. Sou ons meer vatbaar wees en beïnvloedbaar wees as ons 20 jaar later gebore was? Daarom is dit belangrik om te besef dat God in sy raadsplan hy hierdie dinge geweet. En daarom het hy dit bestem op die regte tyd, dat ons moet gebore word, dat ons moet toegevoeg word by die gemeenskap van gelowiges waar ons is. Dit is nie toevallig dat ek en jy hier is nie. Geliefdes, net so het die Here dit ook bestem op 'n gepaste tyd, op die regte tyd, dat Christus moes kom. Dat Christus ons sonde kan kom dra. Dat Christus ons vryspreek. Dat Christus ons wys van hierdie genade en hierdie liefde van die Here. Hy moes nie vroeër kom nie, hy moes nie later kom nie. Daar was mense wat natuurlik gedink het hy sou voorkom en daar's mense wat vandag dink hy het nog nie gekom nie. Maar Christus het gekom. Hy leef. Hy regeer, ons is deel onder hom. Hy is ons hoof. Maar met dit beteken dit nie ons gaan die sonde en die duiwel in hierdie wêreld nie meer sien. Ons gaan dit nog steeds sien. Ons leef steeds hier. Die effekte van die sonde is steeds daar en daarom is dit belangrik om mekaar te bemoedig, te ondersteun, vermaan waar vermaaning nodig is en bemoedig. Dit is die punt van die gemeenskap van gelowiges om die Here saam te aanbid, om te loof soos wat ons vanoggend al gedoen het met lofliedere. Dan is daar ook om die mekaar te bemoedig en sien ek sien jy kry swaar. Kom ons bid daaroor. Hoe kan ek jou help? Hoe kan ek diensbaar wees saam met jou om jou las ligter te maak? En daar waar ek sien jy is 'n bietjie van die pad af, dat ek jou weer kan help om terug op die pad te kom. Daarom is dit belangrik dat elke lid in die gemeente besef, jy hoort hier. Ek hoort hier. Ons, elkeen, hoort hier. En dit word bevestig. Ons bely saam in die Heidelbergse Katekismes Sondag 10, vraag en antwoord 27, dat niks aan toeval oorgelaat word. Christus, as ons sê niks word aan toeval oorgelaat nie, dan is daar 'n rede dat ons hier is en nou leef. Daar's 'n rede dat ons is waar ons nou is. Ons kan nie sê toevallig nie, want dit is nie toevallig. Niks is toevallig nie. Want God is aktief betrokke by sy skepping. So ons kan dalk sê toeval, God se lig. Dis die enigste lig wat geval het. En daarom is dit belangrik dat ons moet besef dat ek het waarde in die gemeente, in die gemeenskap. Maar hier is nie 'n nuwe ding nie. Ons sien dit al reeds baie jare van tevore geprofeteer. En ons lees in Jesaja en daarvan saam, waar ons toegevoeg sal word onder een hoof, waar ons deel van 'n volk sal wees, die Here se eiendom. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat Paulus herhaaldelik in sy briewe aanmoedig en bemoedig, wees deel van die gemeenskap van gelowiges. En dan 'n baie sterk vermaning in Hebreërs 10 vers 25. Nie wegbly van die gemeenskap van gelowiges, soos sommige van julle se praktyke nie. Moedig mekaar juis aan om daarheen te gaan. Geliefdes, ons het die genade van die Here eerstehands beleef. Ons ken hom. Van ons is nog jong
kinders in ons geloof, ander is al diep gelowig. Die volwassenes althans in ons geloof. Omdat God sy genade aan ons bewys het, daarom moet ons betrokke wees by die gemeenskap van gelowiges. God het ons bygevoeg deur Christus. En ons is dankbaar daarvoor, want ons hoef nie ergens nou alleen te wees op ons eie nie. Ons is toegevoeg, en daarom is ons dankbaar. En hoe lyk die dankbaarheid? Hierdie dankbaarheid moet voortvloei in woord en in daad. En wat 'n kerk is jy? Nee, ek sê gereformeerde kerk Buffeldorings. Ouma, ons het jou met nagmaal laas gesien. Is jy regtig lidmaat? Ons weet nie. Dis amper asof ons iemand vir die eerste keer moet groet en sê ek is so en so, as ons hulle by die deure sien. Want hulle was 2 jaar terug by begrafnis. Is ons dan werklik lewende lidmate? Is ons deel van die gemeenskap van gelowiges? Ek is regtig waar aktief in die gemeente. Ok, maar hoekom word daar gesmeek elke keer om iets te doen? Dat is ons mos nie aktief nie. Ek trek swaar. Doodstil, nêrens is daar gebed nie. Niemand bid saam nie. Niemand ondersteun nie. Hoe is ons dan gemeenskap van gelowiges in woord en in daad? Geliefdes, as ons sê ons is dankbaar dat ons toegevoeg is tot die gemeenskap van gelowiges, hoe wys ons dit nie? Hoekom is die meeste van ons apaties daaroor? In die eerste plek moet ons besef, dit gaan nie oor ons nie. Ons is toegevoeg tot die gemeente, die gemeenskap van gelowiges, maar die gemeente Buffeldorings. Want dit is God se wil. Hy het dit besluit. Die tweede is, moet ons besef, dat ons is toegevoeg hier, sodat ons gawes en ons talente kan beoefen. Nie apaties te wees nie. Derdens is ons hier bygevoeg, nie om te gedien te word nie, maar om te dien. Want as ons gedien wil word, is daar 'n variasie van restaurante waar ons kan gaan sit in die dorp, en hulle sal ons graag bedien, maar in die gemeenskap van gelowiges moet ons mekaar dien, nie gedien word nie. Dis nie 'n restaurant nie. Ons werk. Christus het dit self gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Hoe lyk dit? Hoe lyk die gemeenskap? Hoe lyk die volk van God? Dit lyk soos wat ons vanoggend hier lyk. Geliefdes, vat 'n oomblik en kyk net om jou. Die mense om jou, dit is hoe dit prakties lyk, die volk van God. Die gemeenskap van gelowiges. En daarom moet ons dit bewaar en koester. Dis natuurlik hartseer dat ons nie nog meer gelowiges by mekaar is nie. Maar ons wat hier is en nou leef, ons het 'n doel. Ons moet hier wees. Bemoedig, vermaan, ondersteun mekaar. Nie net in die skooltyd nie, maar elke week. Nie net Sondag nie, maar elke dag. Deel met mekaar. Deel mekaar se laste. As jy kan help met iets, iemand wat 'n kombers het wat stikkend is, jy kan naaldwerk doen of wikkel of brei, gaan help met die kombers regmaak. Prakties. Ek sien daar's 'n tekort aan mense om koffie te maak. Ek kan koffie maak. Ek weet hoe om 'n ketel aan te sit. Kom ek gaan doen dit. Voeg jouself by met jou gawes om deel te wees. Ek kan luister as iemand praat wat seer het. Wees daar en hoor, want daar's baie seer. Wees diensbaar in die gemeenskap van gelowiges. Maak die meeste daarvan, van hierdie dankbaarheid wat ons het. En as jy nie weet wat jou gawe is nie, geliefdes, dit staan ook in ons teks. Die Heilige Gees bevestig dat ons kind van God is, soveel te meer dat hy sal bevestig wat ons gawes en ons talente is. Ons moet net van hom af bid. Vra vir die Here dat die Heilige Gees ons harte deursoek en vir ons wys waar, hoe, wanneer.
sodat ons daadwerklik in die gemeenskap van gelowiges diensbaar kan wees. Mag ons die meeste van ons genade en ons van ons dankbaarheid maak. Want ons is deel van die gemeenskap van gelowiges in Buffeldorend. Ons is hier geplant. Hoe gaan ons 'n verskil maak? Amen. In antwoord op die prediking sing ons saam as 'n gebed. Skrifruim 15:1, vers 1 en vers 2. Paulus sê dit in Efesiërs, ons gaan later in hierdie reeks gaan ons ook daarby kom. Efesiërs 3 het hy geskryf dat ek buig bidend voor die Vader, aan wie ons bestaan te dank het. So is 'n gebed wat Paulus wat dan gebid het uiteindelik geskryf het vir die gemeente. En ons bid dit ook nou as 'n gebed, of ons sing dit nou as 'n gebed. Skrifruim 15:1, vers 1 en vers 2. Liefdes, as slotsang sing ons saam Psalm 34 vers 1 en vers 2. Ons sing dit waar ons mekaar ook aanmoedig en bemoedig. In weelde en ongeluk altyd sal ek die Here prys. Altyd vir hom my lof laat reis in voorspoed en in druk. En ons moedig mekaar aan as gemeenskap van gelowiges dat daar waar dit ook swaar gaan in ons gemeente en in die gemeenskap sal ons altyd in weelde en ongeluk die Here prys. Kom ons staan en sing ons dit as slotsang. Altijd zal ik die Here
deel van die gemeenskap van gelowiges te wees in die gemeenskap van Volkwil. Mag elkeen van ons onthou dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees by elkeen van ons sal bly. Amen.